Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se titel is die G20. Sinvol of warm lug? Nou, soos jy kan sien, hier was daar vandag 'n foto of gister, ek dink van die leiers van die 20 lande wat hier in Johannesburg vergader het by Nasrec. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na wie van hulle almal daar was. Maar dit is hoe die foto lyk en daar was selfs 'n Gripen vegvliegtuig wat hier oor ons huis gevlieg het met 'n groot lawaai. En dit het my toe nogal aan die dink gesit, want op 'n stadium het Cyril Ramaphosa gesê dat hy gaan nie geboelie word deur Amerika nie, want natuurlik was een van die groot, wel waarskynlik die hoofelement van hierdie vergadering was die feit dat Amerika dit nie bygewoon het nie, dat president Trump dit nie wou bywoon nie en ook nie J.D. Vance, sy adjunkpresident nie. En Ramaphosa het toe gesê, nee, hy gaan nie deur Amerika geboelie word nie. Nou dit het my nogal aan die ding gesit oor, jy weet, en toe hierdie Gripen vegvliegtuig, die Sweedse vegvliegtuig wat deur Suid-Afrika besit word, of deur die ANC Suid-Afrika, het my nou laat wonder, hoeveel vegvliegtuie het Amerika? Nou toe het ek so 'n bietjie daar gaan rondkuier op die internet, en toe het ek nou hierdie gesien, ja, Verenigde State het 1790 vegvliegtuie. In tweede instansie, tweede plek 1212 vir China. En dan gaan ons met die lys af. Rusland, Indië, Noord-Korea, Pakistan, Suid-Korea, Taiwan het 283. En dan gaan ons verder af en af. Ja, Israel staan op 240 en dan gaan ons nog verder af. Duitsland op 129. Maar waar is Suid-Afrika? Jy weet, dit het ek nou gewonder, hoeveel vegvliegtuie het ons? Is daar net een Gripen of is daar meer as een? Hulle het iets so 6 gekoop of iets van jou. Maar goed, hier gaan ons af op die lys. Daar is ons nou by Switserland 243. Jy weet, Venezuela, Portugal 28, en dan gaan ons nog ver. Australië het net 24. Australië het ook nie vreeslik baie vegvliegtuie nie. Oostenryk 19. Veel? Nee, 15. Goed. Verder Nigerië 14. Tanzanië, Zimbabwe het 11. Kan jy glo? Zimbabwe 11 vegvliegtuie. Botswana ook 11. Namibië 11. Maar waar is Suid-Afrika nou? Ek wonder. Mosambiek 8. Mosambiek verbaas ons. Ja, daar kom Suid-Afrika in. Op die 90ste plek met 2 vegvliegtuie. Ja. Ramaphosa gaan hom nie deur Amerika en deur Trump laat boelie nie met sy 1700 vegvliegtuie nie. Nee wat man. Hy is Ramaphosa, hulle is die ANC. Maar nou ja, ek het ook nou gesukkel om so half uit te maak, wat het nou eintlik hier gebeur en wat is hierdie verklaring waarvan almal praat? Nou die verklaring is nou, ek het hom uiteindelik opgespeer op die internet, maar soos gewoonlik is hy natuurlik nou, dis ongelooflik, hier is 20 lande, maar hy is net in Engels beskikbaar, wat vir my heeltemal kranksinnig is, as jy my vra. Maar voordat ek nou verder gaan met hierdie gesprek oor wat die G20 beraad nou eintlik beteken, wil ek jy net herinner aan ons boeke. Daar's nou 4 boeke hieronder op die Praag TV winkel wat teen 50% afslag verkoop word, is deel van ons November promosie. Dus kan jy gerus daarna gaan kyk, daar's 4 van hulle, onder andere Negrologie, my roman Moltrein, daar's ook nog 'n Duitse roman Kreeftegang en dan, ja, ek dink dis, wat is die 4 ene, ek het dit vergeet, maar, en Kontry ook deur Kleinboer. Hy is ook daar. 50% af en ons lewe binne 24 uur landwyd af.
teen R60. Kyk gerus daarna. Maar terug by hierdie beraad nou. Nou ek het nou die moeite gedoen om die hele ding 'n masjienvertaling van die hele verklaring te maak wat omtrent 30 bladsye lank is en daar's iets in die 70 punte waaroor daar kastig nou ooreengekom is. Alhoewel Amerika was natuurlik nie deel van hierdie ooreenkoms nie. En Amerika dink ek is die belangrikste land ter wêreld. Hulle was nie hier nie. En voor ons vergeet, die rede hoekom Amerika nie hier was nie, is vanweë plaasmoorde en vanweë wat ons voorheen dig genoem het. Diversiteit, inklusiwiteit en gelykheid. Dig, of soos dit in Engels noem, DEI. Diversity, Equity, Inclusion. En dis die rede waarom Trump nie hier was nie, omdat daar soveel mense in Suid-Afrika vermoor word, en natuurlik omdat die ANC so verskriklik arrogant is, soos, Ramaphosa, hy verset hom teen die VSA, hy is met sy 2 vegvliegtuie, waarvan 1 oor ons huis gevlieg het. Nou, maar toe het ek nou hierdie hele verklaring, 'n masjienvertaling daarvan gemaak, so ons gaan so vinnig daaroor skeer om te kyk wat dit nou alles eintlik beteken. Nou die hele ding begin so, hulle sê ons, die leiers van die G20 wat op 22 en 23 November 2025 in Johannesburg, Suid-Afrika vergader het, vir hierdie historiese eerste beraad op die Afrika-kontinent onder die Suid-Afrikaanse G20 presidentskap, het groot globale uitdagings aangespreek en maniere bespreek om solidariteit, gelykheid en volhoubaarheid as sleutelpilare van inklusiewe groei te bevorder. Vir die eerste keer het G20 leiers in Afrika vergader. Nou, dit is nie eintlik korrek nie, want ek het agtergekom, daar was in 2007 was daar 'n G20 vergadering in Kaapstad, of meer presies in Kleinmond, waar al die ministers van finansies en die sentrale bankiers van die G20 vergader het. Op daardie stadium was dit nog nie die leiers van die lande wat elke jaar vergader het nie. Dit was net die ministers van finansies en die sentrale bankiers. En dit het reeds hier plaasgevind in 2007. Maar niemand, almal het al daarvan vergeet, lyk dit my. Maar dan gaan hulle nou nog so aan, dan sê hulle nee, goed, dis nie die eerste keer in Afrika nie. In die gees van Ubuntu, dis nou punt 2 hierso, erken ons dat individuele nasies nie in isolasie kan floreer nie. Die Afrika-filosofie van Ubuntu, dikwels vertaal as ek is omdat ons is, beklemtoon die onderlinge verbondenheid van individue binne 'n breër gemeenskaplike, maatskaplike, ekonomiese en omgewingskonteks. Ons verstaan ons onderlinge verbondenheid as 'n globale gemeenskap van nasies en herbevestig ons verbintenis om te verseker dat niemand agtergelaat word deur multilaterale samewerking, makro-beleidskoördinering, globale vennootskappe vir 'n volhoubare ontwikkeling en solidariteit nie. Maar as ons nou kyk wie almal hier was, dan is dit ook nie, daar's nie soveel solidariteit nie, want wat is natuurlik hierdie geveg tussen Trump en Ramaphosa, en tussen Suid-Afrika en Amerika, maar Milei van Argentinië, daar's hy. Hier is die leiers van die G20, hy was ook nie daar nie. Dan Putin was ook nie daar nie. Ek het ook nie vir Giorgia Meloni van Italië gesien nie. Is daar so sy. Sy was ook nie daar nie. Ek het ook nie vir Claudia Sheinbaum, president van Mexico, daar gesien nie. Xi van China, tweede grootste ekonomie ter wêreld. Hy was ook nie daar nie. Met ander woorde, daar was nie so verskriklike solidariteit tussen lande by die G20 nie. En daarbenewens het 7 van daardie lande was besig om eintlik hulle oorlog in Oekraïne te bespreek en hoe hulle nou verder gaan oorlog maak teen Oekraïne. Natuurlik vir al die Europese lande, Maart
waar die kanselier van, visie-kanselier van Duitsland, hy as ook die natuurlijk Keir Starmer, eerste minister van Brittanje, hy is ook 'n groot oorlogmaker, en von der Leyen, die ou van NAVO, hy was ook hier, Mark Rutte, ek sieskryf, hier was nie, maar ek het iewers ook die eerste minister van Nederland Schoof gesien, terwyl Nederland is nie eintlik lid van die G20, sover ek kan sien nie. Maar hulle was hier besig om te caucus vir die oorlog, en daar's 'n groot krisis tans rondom hierdie oorlog, want die VSA en Rusland wil die oorlog beëindig. Maar die Europeërs, hulle wil voortgaan met die oorlog. Hulle wil nou self begin 'n oorlog maak teen Rusland. Daar was 'n Franse generaal wat nou gesê het, die Frankryk, die gesinne in Frankryk sal hulle moet voorberei daarop dat die seuns van Frankryk gaan sterf in die oorlog teen Rusland. Dus is hulle almal besig om gereed te maak vir oorlog, terwyl hulle nou in hulle verklaring sê hoe hulle verbind is tot vrede. So kom ons gaan net gou so 'n bietjie hier deur ons hoef nou nie, hierdie ding is omtrent oor die 10.000, amper 11.000 woorde, ons gaan nou nie die hele verklaring bekyk nie, maar ons kan, een van die punte hierso is juis vrede. Maar ons kan net vinnig na die opskrifte kyk. Goed, versterk rampweerbaarheid en reaksie. Dan is daar die volgende punt, neem aksie om skuldvolhoubaarheid vir lae-inkomste lande te verseker, koste van kapitaal. Nou, sover, ek weet nie, ek het nie getel nie, maar daar was seker, net sedert 1980, was daar seker al 4 of 5 skuldkrisisse in Afrika gewees. Want in die 80er jare het die Afrika lande opgehou om hulle skuld te betaal, en toe was daar mos een of die, hulle het gepraat van die Paryse Club, en daar uiteindelik het hulle 'n groot klomp skuld in Afrika afgeskryf, en toe het hulle weer geleen, en toe was daar weer skuldafskrywings, en daar was weer geleen daarna, en nou onlangs was daar weer 'n skuldkrisis in Afrika. So lyk my, dis al die 3de, 4de, 5de skuldkrisis wat hulle hiervan praat, en nou moet daar aksie geneem word, of opgetree word, liewer, hierdie is nou maar Google se vertaling, wat so hier en daar 'n anglisisme laat insluip, optrede om skuldvolhoubaarheid vir lae-inkomste lande te verseker, koste van kapitaal, maar natuurlik hierdie leiers in Afrika, hulle leef soos, jy weet, soos glanspersoonlikhede, soos Britse aristokrate, hulle koop die duurste klere, hulle ry die duurste motors, hulle bly in weelderige paleise, hulle reis die wêreld vol, bly in 5-ster hotelle, waarvan ons ook gesien het tydens hierdie beraad. Die hele ding het Suid-Afrika blykbaar R1 miljard gekos, R1 miljard uit die belastingbetalers se sak, vir hierdie partytjie wat nou hierso in Johannesburg gehou is. Ek was nou die dag, ek dink Vrydag het ek so draai daar in Sandton gemaak, en daar was 'n ontsettende klomp polisie oral te sien, en Kaspers en wat nog. So ja, daar gaan nou nog 'n ronde skuld wees. Terwyl, hierdie lande, niemand van hulle het meer leningskapasiteit nie. Jy weet, 'n klomp van hulle sit daar op 140% van BBP, het hulle al geleen. Ek praat nou van die ontwikkelde lande, jy weet, Frankryk, sulke plekke. Jy weet, hulle het al tot hier toe geleen, hulle kan nie nog leen nie, maar nou sê hulle nie, hulle gaan nou nog skuld, hulle gaan nou nog vir Afrika nog skuld finansier en wat ook al. So ons sal sien hoe dit uitwerk. Ja, dan is daar 'n storie van regverdige energieoorgange. Nou, met ander woorde, daar gaan nou nog groen energie en al hierdie windmolens en die goed gaan daar gebou word. Ja, jy weet, daai windmolens is glad nie winsgewend nie, en dis eintlik 'n verskriklike las op die omgewing, maar daai goed hou omtrent net 18 jaar, en daarna sit jy met hierdie kolossale ding, wat moet jy daarmee maak?
jy weet, dit is te duur om hulle weer af te breek, en dan word die goed maar nie daar iewers op 'n hoop gesmy. Dan benut kritieke minerale vir inklusiewe groei en volhoubare ontwikkeling. Nou, ek dink hierdie kritieke minerale kan seker eerder die skaars minerale, en ek het nou die dag 'n ding gelees dat China, en dis nog 'n rede hoekom China eintlik Amerika baie hard kan terugdruk, en hulle is besig om dit te doen, met al die sanksies wat nou teen China aangestel is, en tariewe en wat ook al, en ook hoog tegnologie sanksies, want China mag mos nou nie meer van hierdie gevorderde mikroskyfies by Amerika koop nie. Maar China sit met omtrent 70-80% van hierdie skaars minerale, en hulle gaan dit nie meer aan Amerika verkoop nie. So daar is nou nog 'n armdruk, waarna daar so sydelings lyk my hier verwys word, oor kritieke minerale of skaars minerale. Dan voedselsekerheid. Nou ja, dis nou nogal 'n goeie een, voedselsekerheid. Ramaphosa is juist besig om te dreig met grondonteeneming sonder vergoeding. Hulle is besig om boere in Suid-Afrika te vermoor, waarteen Trump natuurlik 'n groot beswaar het, en dis die rede waarom hy nie hier is nie. Maar hulle sê, nee, daar moet voedselsekerheid wees. En nou sê hulle, dinge soos, terwyl ons die vordering wat gemaak is met die vermindering van honger in die wêreld verwelkom, is ons steeds bekommerd dat tot 720 miljoen mense in 2024 steeds honger ervaar het, en dat 2,6 miljard mense nie gesonde dieete kan bekostig nie. Ons bevestig dat voedsel die kern van die menslike lewe is, en dat die G20 alle pogings moet aanwend om SDG en die progressiewe verwesenliking van die reg op voedsel in die konteks van nasionale voedselsekerheid te verseker, soos herbevestig deur die Dekken Hoofvlak beginsels. Maar miskien moet hierdie ding liewer aan Ramaphosa gerig word, want ek dink Ramaphosa en die res van die ANC, hulle is besig om voedselsekerheid in hierdie land te bedreig. Dan kom ons nou by Vennootskap vir Afrika. Dit is nou nog 'n punt. Ons herhaal ons sterk steun aan Afrika om ekonomiese groei, handel, werkgeleenthede en voorspoed te bevorder. Ons neem kennis van die sleutelrol wat private sektor beleggings speel in die ontsluiting van die ekonomiese potensiaal van die vasteland. Nou kyk, daar is bepaalde probleme in Afrika, so nommer 1 met die skuld, en nommer 2, daar is nog 'n paar oorloë aan die gang, en natuurlik, daar is 'n groot probleem met die infrastruktuur en korrupsie, want oral in hierdie Afrika lande is daar, jy weet, soos die Dos Santos familie in Angola, wat eintlik een familie wat die hele land se hulpbronne beheer, en hulle sit met al die geld, en die res van die mense is verarm. Dus, maar daar word niks daarvan gesê, van korrupsie en sulke tipe dinge nie. Dan finansieringsbaan, of hulle praat van 'n finansieringsbaan. Die globale ekonomie het veerkragtigheid getoon in die eerste helfte van 2025, ten spyte van voortgesette verhoogde onsekerheid en komplekse uitdagings. Dit sluit in voortdurende geopolitiese en handelsspanning, ontwrigtings in globale voorsieningskettinge, hoë skuldvlakke en gereelde ekstreme weergebeurtenisse en natuurrampe. Nou, maar hulle, kyk, eintlik kom dit daarop neer dat hierdie ouens gaan geld druk, hoor. Hulle gaan geld druk en nog skuld en geld gaan vloei. Dus die goudprys sal styg, maar al hierdie sogenaamde fiat geldeenhede waarvan mense praat, hulle waarde gaan verminder. Dan is nog 'n punt, werk saam om die internasionale finansiële argitektuur te verbeter en skuldvolhoubaarheid te verbeter. Nou daar is ons nou weer by skuldvolhoubaarheid, en ons ondersteun wat staan hier? Ons ondersteun die 17de aanvulling van die Afrika Ontwikkelingsfonds. Die 17de aanvulling, kan jy glo? Met ander woorde, daar was al 16 aanvullings van tevore.
Ja, en dan gaan hulle nog, daar's nog goeters oor skuld en finansiering, toenemende vloei van volhoubare finansies, infrastruktuur, belegging en gesondheidssekuriteit. Nou as ons praat van, ek dink ek het dit al voorheen genoem daar, net voor hierdie G20 beraad was daar een of ander BBC dokumentêr oor Johannesburg en die gekaapte geboue in Johannesburg. Dit is absolute skokkende ding wat hier aangaan. Daar's ek dink 101 geboue wat hierdie span van die BBC kon identifiseer in Johannesburg. Maar daar's blykbaar in totaal 700 gekaapte geboue. En ek het nou daar was 'n ander video wat ek nou onlangs gesien het wat gaan oor 'n renbaan, die Tygerberg renbaan in die Kaap wat ook geheel en al net gekaap is deur bendes. Hulle het hierdie ou ek dink sy naam is Jan Liebenberg, hy het 'n renbaan daar gehad met 70 miljoen rand se infrastruktuur. En een dag het daar net 'n klomp bendes aangekom en die plek afgebreek en hulle het dit ingeneem. En hulle het kajas daar wat opsit wat hulle vir 5000 rand verkoop. En die plek is nou 'n plakkerskamp. En dit het net so gebeur. Daar was hofsaake en wat ook al en die Kaapstadse munisipaliteit was betrokke en almal, maar daar's nou 'n plakkerskamp en dis 'n fait accompli. Dit is nou daar's niks vir die eienaar van hierdie infrastruktuur wat hy kon doen nie. So ons sien in Suid-Afrika dat jy weet eienoomsreg en daai goed en veral hierdie gekaapte geboue en die bendes en georganiseerde misdaad wat besig is. Daar word niks, nou praat hulle van infrastruktuurbelegging, maar wat van die bestaande infrastruktuur, soos byvoorbeeld in ons land, wat vernietig word as gevolg van regeringsbeleid. Goed, dan gaan ons nou 'n bietjie aan, ons is nou, seker so 2/3 deur die ding, beskerming van finansiële stabiliteit, bevordering van innovasie terwyl sistemiese risiko's bestuur word en voortgesette pogings om finansiële insluiting te ondersteun. Dan verwys hulle na ander verklarings daar wat al voorheen uitgevaardig is en ons herhaal ons verbintenis tot finansiële insluiting en beloof om die gebruik van finansiële dienste oor betaling, spaargeld, kredietversekering en oorbetalings te verbeter op 'n manier wat verbruikersbeskerming en vertroue ondersteun. Maar natuurlik in Suid-Afrika, ons weet daar's geweldige klomp bedrog wat plaasvind en die banke kan omtrent nie meer byhou met al die bedrog wat plaasvind nie. En daar is ook, versekering is verskriklik duur as gevolg van al die misdaad. En daar, en daar is natuurlik valutabeheer nog steeds in Suid-Afrika, dis en wat se mikro of klein, hulle praat hierso van mikro, klein en medium ondernemings. Wat se klein ondernemings in Suid-Afrika het toegang tot kapitaal, tot finansiering? Niks, die banke sal hulle nie 'n sent leen nie. Dit is alles mooi woorde hierdie. Net warm lug, sou ek sê. Dan sê hulle ons moet saamwerk om die internasionale belastingstelsel te stabiliseer en die mobilisering van binnelandse hulpbronne te verbeter. Nou ek dink hierdie spul politici, hulle is natuurlik besig om werklik, jy weet, om bloed uit 'n klip te probeer tap, want mense word in elk geval verskriklik belas deur die meeste lande ter wêreld. En hulle wil nou nog verder, jy weet, mense polisieer en hulle spaargeld inpalm en alle rente wat hulle verdien en dividende en wat ook al. Jy weet, hulle wil sorg dat hulle nog meer uit hierdie klip, nog meer bloed uit hierdie klip kan tap. Dan kom daar nou weer nog iets oor Afrika, versterking van die finansieringsspoor, fokus op Afrika en verbetering van die effektiwiteit daarvan. Ja, ons verwelkom die aanbod van die Suid-Afrikaanse presidentskap om die raamwerk tot 2030 te ondersteun, onder meer deur toegewyde hulpbronne, samewerking met elke presidentskap, koördinering van die raamwerk en die vestiging van 'n konsultatiewe proses in oorleg met die Afrika Unie en Afrika instellings, sowel as jaarlikse
opdaterings en periodieke insette. Ja, so nog 'n ronde skuld vir Afrika. Dit is waaroor daar gepraat word. Dan kom nog 'n punt, bydrae van die G20 tot die globale ontwikkelingsagenda en tot die bevordering van billike globale bestuur. Praat hulle daar van multilateralisme, maar eintlik is daar nie multilateralisme nie. Jy weet, die groot lande, jy weet, soos die VSA, China, en dan seker maar die Europese Unie, hulle slaan en Indië in 'n mate, hulle slaan maar eintlik die gitaar. Jy weet, hierdie ander klein landjies, hulle het nie veel van 'n sê in die hele ding nie. En die Europese Unie, hulle en NAVO het besluit, hulle gaan die Russe hulle gaan nou 'n punt bewys teen die Russe, en daarom het hulle hierdie oorlog en hulle het hierdie hele soort staatsgreep in Oekraïne gepleeg, en dit het op 'n oorlog uitgeloop, en hulle wil aangaan met daardie oorlog. Hulle praat van, hulle wil net meer en meer eskaleer, sover daardie oorlog betref. Nou, wat se tipe multilateralisme is dit? Dan praat hulle nog verder van onderwys en al sulke goed. Dan heel aan die einde het hulle nou hulle self geluk gewens in die Suid-Afrikaanse presidentskap en die inisiasie van die G20 oorsig en die adviespaneel, hulle klop hulle self daar op die skouer, en dan praat hulle van 'n inklusiewe en effektiewe G20. Maar nou, hoe effektief of hoe doeltreffend is hierdie G20 eintlik om kyk, oorspronklik is hierdie ding gestig om die 1998 finansiële krisis, om dit, wat sal mense dit noem, ek kon nou nie aanspreek nie, want ek hierdie woord aanspreek, wat die mense die hele tyd hoor, dit maak my net naar. Dis 'n liderlike anglisisme aanspreek, maar om die 98 finansiële krisis dan op te los, of ten minste te bestuur. En dit is waarom die G20 ontstaan het. Dit is hoekom dit aanvanklik uit die ministers van Finansies tot en met 2007 ministers van Finansies en die sentrale bankiers bestaan het. Maar nou het die ding sy 'n breër rol wat hy nou wil vervul. Maar ek weet nie of daar minder oorloë in die wêreld is en meer samewerking vanweë die G20 nie. Dit is 'n oop vraag. Dis 'n klomp politici wat bymekaar kom en 'n klomp dinge sê en uitvaardig en mekaar se hande vashou en handskud en wat ook al, en die aandag van die media geniet, maar op die ou einde, wat het nou werklik gebeur hierso in Johannesburg? Ek dink, behalwe nou die feit natuurlik ook, dat daar hierdie onmin met Amerika is. Trouwens, die G20 kon nie eers die onmin tussen Suid-Afrika en Amerika besleg nie. Hulle kon dit nie oplos nie. Dit gaan nog steeds voort. En ek dink, met hierdie soort houding, hierdie vermetele houding van Ramaphosa, kan die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika eintlik net verder versleg. En die G20 het niks daaromtrent gedoen nie, want dit wil lyk asof die Europese Unielande, wat ook natuurlik nie van Trump hou nie, hulle skaar hulle nou aan Ramaphosa se kant. So, en dit met Trump seker nog verder irriteer. Hierdie klomp, jy weet, lande daar in Europa, waarvan die baie van hulle ook ontsettende hoë skuldvlakke het, en wat so oorlogsigtig is, want hulle wil nou nog verder aangaan. Kyk, die Rusland en die VSA het 'n vredesplan op hierdie oomblik. Maar die Europese Unie en Brittanje het dit eksplisiet verwerp. Hulle wil nie vrede hê nie, hulle wil aangaan met hulle oorlog, maar hulle het nie geld of wapens vir oorlog nie. So ek dink, wat gaan gebeur is, Trump gaan hulle eenvoudig los met daai oorlog. Hulle gaan dit verder met veg, tot, hoe soos hulle sê, tot die laaste Oekraïner, en die Franse seuns, waarvan ons gehoor het, van die Franse generaal, hulle gaan ook sterf daarso.
in Oekraïne vir Zelensky. Trouwens, ek het nou 'n syfer gehoor dat Zelensky het persoonlik $48 miljard ontvang vir hierdie oorlog vir hom, waarmee hy besig is toch. En daai geld is in sy sake grootliks. $48 miljard. Dis omtrent so groot as Suid-Afrika se totaal, is amper so groot as Suid-Afrika se totale begroting, wat daai ou in sy sak gesteek het, Zelensky. Dus, ja, ek dink gevolgtrekking, wel, hier is nou gevolgtrekking wat hulle aan die einde, dit is punt 121, ons herhaal ons verbintenis tot die G20 as die belangrikste forum vir internasionale ekonomiese samewerking en die voortgesette werking daarvan in die gees van multilateralisme op grond van konsensus met alle lede wat op gelyke voet aan al sy geleenthede deelneem, insluitend spitsberaad in ooreenstemming met internasionale verpligtinge. Maar my gevolgtrekking is dat dit eintlik maar net 'n klomp warm lug was. Die meeste van hierdie goed is niks niets nie, dit word aan mekaar gesê, en hulle wil nog skuld maak, nog geld druk, hulle gaan nog skuld in Afrika waarskynlik afskryf en nog 'n ronde geld leen in Afrika en die korrupsie op die vasteland bevorder. Daar gaan nie en werklik voedselsekerheid wees nie. Daar's dinge gesê soos ja, Afrika besit iets soos 60% van die wêreld se landbougrond, maar hy produseer nie genoeg voedsel vir sy mense nie. Wat natuurlik aan mekaar besig is om te vermeerder. Ja, die demografiese kwessie, dit is 'n ontsettende kwessie. Daar's soveel dinge waaroor hulle glad nie gepraat het nie, en een daarvan is natuurlik demografie. Die feit dat daar 'n soort van 'n demografiese ineenstorting in Europa plaasvind, en in die ooste, in Japan en Korea en al daai plekke. Hulle bevolkings is eintlik besig om ineen te stort, want hulle het nie genoeg kinders nie. Terwyl hier in Afrika is daar 'n bevolkingsontploffing. Nou, hoe bring jy balans in hierdie ding? Dis 'n ontsettende kwessie wat die hele wêreld bedreig, en daaroor word niks gesê nie, want dis nie polities korrek om daaroor te praat nie. Ja, dis my gevolgtrekking is, dit was eintlik maar net warm lug, en hopelik by die volgende vergadering gaan interessant wees in Amerika, en ek wonder of Suid-Afrika toegelaat gaan word om dit by te woon na hierdie soort uitsprake wat Ramaphosa teenoor meneer Trump gemaak het en teenoor die VSA. Maar dit sal ons nou in die volgende ronde, in die volgende episode met sien. As jy tot hier geluister het, baie dankie vir u belangstelling, en moenie vergeet om in te teken nie, as ook om een van ons boeke op die promosie te koop nie. Tot volgende keer, totsiens.